van my tema by 'n kollega van my, pastoor Ngwenya. En hy het in hierdie week hierdie volgende woorde gebruik en ek wil dit my tema maak vanoggend. God can change your story for his glory. Daai dit Anton. Hierdie het die hele week met my gewerk en ek weet ek gaan nou 'n paar mense skok vanoggend, maar dan minste het ek julle aandag dan. Maar ek staan vanoggend voor elkeen van julle as 'n gebroke man. As iemand wat ook foute maak. As iemand wat ook soms in situasies kom waar ek nie weet wat om te doen en wat om te sê nie. Maar ek glo dat die tyd is verby in die kerk waar ons op verhoor kan staan en voorgee dat ons altyd alles bymekaar het. Hoor mooi, gee my kans. Hoor my baie duidelik vanmôre. 2 Korintiërs 12:9 is 'n skrifgedeelte waarin ek hierdie vasmaak vandag. Daar staan in 2 Korintiërs 12:9 as jy jou Bybel het en dit gaan ook op die bord wees. My genade is vir jou genoeg. My krag kom juis tot volle werking wanneer jy swak is. Ek wil vanoggend hê iets moet in julle gees sak en iets vasmaak. Want ek roem in dit. Want nie een van ons wat vanoggend hier is nie, en ek is heel eerste, het alles bymekaar nie. Daarom het ons Jesus nodig. Daarom het hy vir ons gesterf. Daar skrifte soos die volgende, wat ons almal ken, en ek glo ons het dit al in die kinderkerk geleer, maar ek wonder partykeer of die skrif wat ons lees, gedrop het in ons gees, en ons glo dit. En dis skrifte soos Johannes 3:16, en ek seker almal van ons kan dit quoteer. Maar daar staan, God het die mensdom so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe mag hê en sal hê. Ons lees dit so baie, en ek lees dit in hierdie week, en dit is so asof die Here vir my sê, maar ek glo dit rarig. En ek sit daar by my tafel, Woensdag in die kantoor, en daar kom trane. Want daar's soveel skrifte wat ons net lees. Ons hoor dit. Ons luister preke van dit, maar glo ons dit regtig? Glo ons dit, dat hy, die skepper van die heelal God, het jou en my so lief gehad, dat hy sy seun vir ons gegee het. Ons is al meer as 'n jaar hierso, 'n deel van die gemeente, en ek het hierdie al so baie gesê, en dit is, kry vir jou daagliks 'n vars en 'n nuwe skrifgedeelte, sodat jy kan staande bly in hierdie donker en valse wêreld. Maar ek kan dit nie net preek nie. So ek het gedink vanoggend wil ek net so 'n paar skrifgedeeltes met julle deel, wat my hierdie week staande gehou het. En dit is Psalm 54 vers 6, is een van hulle. Gelukkig help God my altyd. Die Here hou my lewe in sy hand vas. Ek wil vanoggend vir jou sê, ek weet nie waar bevind julle elkeen self nie. Maar dit maak nie saak wie teen jou is nie. As hy jou het, is dit al wat tel. Want as hy vir jou is, wie kan teen jou wees? Jesaja 49 vers 16. In die Nuwe Lewende Vertaling staan daar, kyk, ek het jou naam in my hand gegraveer, en die mure van Jerusalem, wat afgebreek is altyd voor my. Wat beteken daai? Die Here het jou naam in sy hand gegraveer, maar die mure van Jerusalem, wat afgebreek is altyd voor hom. Met ander woorde, niks gaan ongesiens by God verby nie. Absoluut niks. Dan is op skrifte soos Psalm 31 vers 8 tot 16, 1 Petrus 5 vers 10, Exodus 14 vers 14, en so kan ek aangaan, maar ek wil nie vanoggend daar veranker nie. Ek wil vanoggend vir julle 'n ou gesang voorlees. Ek weet nie wie van julle gaan hom ken nie, maar as ons hom gaan speel, glo ek elkeen van julle gaan hom herken. Maar die gesang se naam is Come Thou Fount of Every Blessing. Nou die storie agter hierdie gesang, volgens my navorsing, dit is volg. In 1735
is daar 'n jong man gebore wat later aan na sy pa se dood so aangejaag het dat selfs sy oupa hom onterf het. Jy moet dan regtig baie spesiaal en baie geliefd wees as jou oupa kwaai is vir jou. Maar in 1749 was hierdie jong man op 'n ouderdom van 14 na sy pa se dood regtig onbeheerbaar. En hy is deur sy ma weggestuur na Londen toe om 'n vakleerlingskap. Ek het dit 'n paar keer verkeerd gesê in hierdie week. Of 'n apprenticeship. Ek dink almal ken daai woord. Om sy apprenticeship daar in Londen te gaan doen. Maar hierdie jong man se naam was Robert Robertson. Maar hierdie jong man was rarig 'n moeilike mens. Hy was hardkoppig. En soos ek die stories lees in die week, dan skud ek net my kop. Maar hy was soos 'n beer met 'n seerpoot. En natuurlik was hy so, want hy het seer gehad. Maar soos julle sekerlik kan dink, het die feit dat hy weggestuur is Londen toe nie gehelp nie. Hy het net groter moeilikheid gemaak. En erger is dit nog, hy het 'n leier geraak onder sy gemeenskap, maar nie vir die goeie nie. In ander woorde, hierdie jong man op die ouderdom van 17 word 'n ganghoof. Wat is dit? Is al iets soos dit in Afrikaans? 'n Bende. Hy het 'n bende leier geraak op die ouderdom van 17. En toe hy 17 was, het hulle as 'n bende, dankie vir daai Afrikaanse woord, na 'n revival tentdiens. Nou ek het gaan kyk wat beteken revival, maar dit klink nie so mooi nie. Maar hulle het na 'n revival tentdiens toe gegaan waar 'n bekende met die naam George Whitefield bedien het. Hulle het gegaan om moeilikheid te maak en die diens te ontwrig. Ek het hierdie 'n paar keer gaan soek. Hierdie jong manne, en hulle was baie, het elkeen met sakke vol klippe opgedaag. Want hulle wou gewag het tot die diens op sy lekkerste was, lekker aan die gang was, om die prediker en die mense met klippe te gooi en so 'n stop te sit aan die diens. Maar toe gebeur daar iets met hierdie jong man wat hy nie verwag het nie. Want toe Robert sy hand so in sy sak druk om 'n klip te vat, toe maak hy en George Whitefield oogkontak met mekaar en George quoteer Matteus 3 vers 7 vir hom. Net so 'n bietjie agtergrond voor ek dit lees. Op 'n dag in hierdie skrifgedeelte het Johannes gesien dat 'n klomp Joodse godsdienstige leiers na hom toe kom om gedoop te word. En hy was regtig omgekrap. Maar ons stel dit verder op in Matteus 3 vers 7 en daar staan: "Julle skyn heilig is. Julle seil soos klomp slinkse slange hier na die doopwater toe. Weet julle nie dat God se oordeel baie naby is nie? Wie het vir julle gesê julle kan dit vryspring as ek 'n klomp water op julle uitgooi?" En hy quoteer hierdie skrif en hierdie groep jong manne sit daar en in Robert se eie woorde skryf hy hierdie en hy sê vir een of ander rede kon hulle niks doen wat hulle beplan het nie. Die gees van God jou vasvat, gaan jy sit en jy gaan luister. Daai jong man, Robert, sit deur die hele diens en na die boodskap toe hy homself weer bykom, toe sit hy met trane in sy oë en hy begin introspeksie doen en nadink oor sy eie lewe tot op daardie stadium. Lang storie kort is, en dit is 'n lang storie, 3 jaar later maak Robert as 'n 20-jarige seun vrede met God. Hy vind rus en vergifnis deur die bloed van Jesus Christus. Hy ervaar 'n enorme roeping op sy lewe om die goeie nuus te deel en hy, as 'n selfgeleerde disipel van Jesus, word deur John Wesley, weet jy of julle daai naam ken nie. Dis een van die generaals van die kerk. John Wesley was die stigter of die groot man wat die Methodiste kerk begin het. En hy word aangestel deur John Wesley as deel van die Methodiste kerk in Engeland. Maar hy skryf hierdie gesang in 1758, toe hy met 'n Pinkstersondagdiens besig is om te bedien, begin hy en hy stop die diens en hy skryf hierdie liedjie. En net so 'n bietjie ekstra inligting, en julle sal nou verstaan hoekom sê ek dit. Robert het deur sy hele lewe gesukkel met sy gedagtes, selfs na sy bekering. En as ek net so 'n klein stukkie van hierdie liedjies of hierdie gesang se woorde met julle kan deel, "Come thou fount of every blessing,
gaan hy so, hy sê, Jesus sought me when a stranger, wandering from the fold of God, he to rescue me from danger, interposed or intervened his precious blood, or to grace, how great a debtor, daily I'm constrained to be, let the grace now, like a feather, dis 'n ketting of 'n ding wat vasmaak, bind my wandering heart to thee, hoofletter D, prone to wander, Lord, I feel it, prone to leave the God I love, here's my heart, I'll take and seal it for thy courts above. En Robert skryf hierdie woorde want hy besef dat hy as mens is nie goed genoeg nie. En hy skryf hierdie gesang wat soveel jare nog na hom gesing word in kerke, dat Here asseblief kom maak my hart vas aan dit wat daarbo is. En eerstens wil ek vanoggend vir jou vra, het julle dalk al soos ek en soos Robert al agtergekom dat ons harte soms uit tune uitraak met God? Is dit net ek? Dit gebeur verseker. En ek weet ek praat nie net met myself nie. Ek is nie baie musikaal nie, maar ek weet dat instrumente moet ingestel word, of as ek die Afrikaans, die Engelse woord kan gebruik, getune moet word. En dat 'n gitaar of 'n instrument uit tune uit ook kan raak. Maar net so gebeur dit met ons as mense in ons verhouding met God ook. Die lewe stamp en stoot elkeen van ons elke dag so, dat ons baie keer ook kontak verloor. Ons verloor fokus en ons raak uit tune uit met God. En daarom is tye soos vanoggend so belangrik. Saam met ander gelowiges kan ons weer kom intune. Ons kan in harmonie kom met die Skepper van die heelal. En ek wil volgens vir julle sê, moenie tye soos vanoggend mis nie. Maar moenie jou lewe bou op net tye soos vanoggend nie. Maar my gebed vanoggend is vir elkeen van ons. Vader, beskerm asseblief ons harte. Dis my gebed vir myself, vir elkeen van julle wat hierso sit. En dan tweedens wil ek dit vasmaak vanoggend, dat God se planne, God het planne vir my en vir jou. En is groter en soveel groter as wat ons kan besef vanoggend. And he works in mysterious ways. Elke dag, elke oomblik werk hy. Soos ek gesê het, dat ek in hierdie week was ek en Anton en Martin by 'n netwerk budget vergadering. En hierdie kollega van my het hierdie woorde gebruik wat ek nou leen vir die tema God can change your story for his glory. Julle kan maar net dink dat hierdie jong man, Robert, se storie, dat mense gepraat het en gesê het, nee, die Here kan ons nie daardie ou gebruik nie. Hierdie kollega van my het ook maandag aand iets gesê wat so profound was vir my, en die volgende woorde, let them talk, let them deceive people, let them gossip, they are just stirring the glory. As jy en God jou en sy hand vashou en hy is in jou storie, het hy altyd, is hy in beheer, en hy het jou in sy palm van sy hand. Ek wil vanoggend iets sê, en as ek op jou tone trap, ja, gaan ek tone trap. Maar as jy vanoggend hier sit en jy is baie fyngevoelig, en baie kerklik, en jy hou nie daarvan as mense iets sê oor sonde nie. Ek wil vanoggend vir jou sê dat sonde maak dat ek en jy fokus verloor. Dat ons harte tune verloor met God, as ek die Engelse woord kan gebruik. Julle God laat ons nooit in die steek nie. Dis ek en jy wat wegbeweeg van hom af. En ek weet ons elkeen sukkel daarmee, want ons elkeen het hom so nodig. Daar's 'n skrifgedeelte in Spreuke 26 vers 11 wat sê dwaas wat sy foute herhaal is soos 'n hond wat teruggaan na sy eie braaksel toe. Baie rowwe prentjie. Veral vir my wat baie vinnig daar word. Maar dit is so hartseer. Maar dit is die waarheid. Hoeveel van ons hardloop die hele tyd terug en julle sal nou verstaan. Romeine 7 vers 4 tot 6 staan daar. My punt, my broers en susters, is die volgende. Julle staan ook nie langer onder die mag van die wet nie, want die wet het tog beheer oor julle verloor.
toe julle saam met Christus gesterf het. Goeie nuus, ek wil vanoggend vir julle sê, dat die evangelie is 'n boodskap van hoop. Dit is 'n boodskap van genade, en dit is 'n boodskap van liefde. Maar, dit is van binne af buite toe. Nie soos die wêreld dit gemaak het, van buite af binne toe nie. Bekering moet in jou hart begin plaasvind. En dis waar die kerk vandag homself bevind. Ons het soveel mense wat in die kop tot bekering gekom het, maar dit het nie tot in die hart gesink nie. Daar's nie meer mense wat regtig 'n verhouding het met die Here nie. En daarom het hy gekom om vir my en vir jou te sterf. Om vir ons te sê, hy het jou lief, nes jy is. Die feit dat ons elkeen vanoggend hier is, maak nie dat ons outomaties kinders van God is nie. Ek hoor in hierdie week 'n storie wat iemand sê, as jy vanmiddag jou kop in die oond gaan druk, gaan jy nie ewe skielik 'n koekie of 'n skaapbout word nie. Net so gaan die feit dat ons kerk toe kom ook nie maak dat jy 'n kind van God is nie. Maar dit wat jy elke dag doen, en jou verhouding met Christus, dit gaan maak asof jy 'n kind van God is. Dit verg iets, en dit kos jou iets. Ek meen, Jesus het sy lewe gegee vir ons. Want die evangelie is nie in hoofletters. Ek moet eers gehoorsaam wees en alles in orde hê, dan sal ek aanvaar word nie. Die evangelie is wel, ek is aanvaar. Ek is diergekoop deur Christus se gehoorsaamheid en sy bloed aan die kruis. En daarom wil ek en jy elke dag gehoorsaam wees. Romeine 7 vers 4, die B-gedeelte tot vers 6 staan daar, en nou behoort julle aan iemand, hoofletter iemand anders, aan hom wat uit die doodheid opgewek is, sodat julle goeie vrug vir God kan voortbring. Vers 5 sê, toe ons nog in die mag van ons sondige natuur was die sondige drifte, wat deur die wet aangewakker is, oral in ons liggame werksaam. En die resultaat daarvan was die dood. Vers 6 sê, maar nou is ons vrygestel van die binding van die wet, omdat ons saam met Christus gesterf het. Daarom kan ons God nou dien met 'n nuutheid wat die Gees bring, nie op die ou manier van gehoorsaamheid net aan die letter van die wet nie. Kom ek verduidelik. Jy sien die oomblik wanneer ek en jy ons lewens neerlê, die eie ek laat sterf, jou rug draai op die wêreld en jou kruis opneem en Jesus volg, sterf die ou Mike, die ou mannetjies, die ou Glenn, die ou Fabel sterf. En die nuwe Mike, en elke ander naam, jy weet wat sy naam, noem jou naam, staan saam met Christus op daai dag. As ek 'n ander voorbeeld kan gebruik, in Johannes 11 wek Jesus vir Lazarus op, en ons almal ken die storie, hy was dood, en Jesus spreek en hy's lewendig. Ons kry dit in Johannes 11 vers 43 tot 44, en daar staan, toe roep Jesus hard uit, Lazarus, kom uit. Daar verskyn Lazarus toe in die ingang van die graf. Oomblikke tevore was hy nog dood, en nou staan hy daar, lewendig. Hy was van die kop tot tone in linnelappe toegedraai. Selfs die lap wat oor sy gesig gesit is, was nog daar. En Jesus sê toe, haal die lappe van hom af, sodat hy self hier kan wegstap. As ek vir jou sê dat Jesus het vir ons die prys betaal, kom dit op hierdie storie ook neer. Jesus sê vir Lazarus om sy doodsklere uit te trek, want lewendige mense trek nie doodsklere aan nie. Hoor mooi wat ek sê vanoggend. Lazarus het nie sy doodsklere uitgetrek en toe word hy lewendig nie. Hoor mooi wat ek sê vanoggend. Lazarus het nie sy doodsklere uitgetrek en toe word hy eers lewendig nie. Nee, julle. Jesus het hom eers opgewek en toe trek hy sy dooie klere uit. Ons hoor dit so baie. Maar Mike, ek kan nie iets doen vir die Here nie, want ek het nog te veel foute. Ek wil vanoggend vir jou sê dat die woord van God sê, gee jy die eerste tree en ek sal die res doen. Ek wil vanoggend vir jou sê, nie een van ons is volmaak nie. Maar wanneer Jesus in jou lewensboot is,
kan enigiets gebeur. As ek nog 'n voorbeeld kan noem, die storie van die verlamde man wat Jesus opgewek het. Jy sien 'n man wat kan loop, lê nie op 'n verlamde man se mat nie. Hy is dan opgewek. Hoekom lê ons nog? Goeie nuus. Hoekom lê ons nog? Hoekom het ons nog ons doodsklere aan? As Jesus gesê het, hy het vir jou die prys betaal. Maar Mike, hoekom sê jy dit vanoggend? Goeie nuus, want ons as kinders van God is so geneig om hierdie amazing getuienisse te hê van hoe God ons opgewek het en vir ons deurgekom het, ons genees het, vir ons wonderbewonder deurgekom het, waar hy ons opgewek het en 'n wonderwerk gedoen het. En net 'n paar dae daarna, of 'n paar oomblikke daarna, na hierdie amazing gebeurtenis, verval ons weer in die oue en ons gaan lê weer op die verlamde mat. En ons trek weer ons doodsklere aan. Romeine 7 vers 7 staan as suggereer ek daarmee dat die wet van Moses sondig is, hoegenaamd nie. Inteendeel, dit was juist die wet wat my van sonde bewus gemaak het. Ek sou byvoorbeeld nooit besef het wat 'n sondige begeerte is as die wet dit nie gesê het. Jy mag nie begeer nie. Ek wil vanoggend voor ek met klippe gegooi word, wil ek sê dat ek is nie teen die wet nie, hoor my mooi. Ek sê vanoggend dat die wet is 'n geskenk van God af. Hoor my, hy weet wat is die beste en die maklikste manier vir my en vir jou om te leef. Hoor my, hy is nie 'n pa wat die hele tyd staan en reg staan met 'n sambok nie. Maar hy weet wat is die beste manier, vir my en vir jou om te lewe. Maar ek wil dit vanoggend sê, dat die wet gaan nie jou lewe kan verander nie. Dis net 'n ontmoeting met Jesus Christus wat jou lewe gaan verander. Die wet is 'n padkaart of 'n spieël. As jy soos ek is, 'n prentjie oues, 'n padkaart, en die wet is 'n padkaart want hy wys vir ons waar ons moet gaan en waar ons nie moet gaan nie. Die wet is soos 'n spieël. Wat as ons in hom kyk, dan sê ons, oeps, hier is iets fout. En jy moet aandag gee aan dit. Die oplossing is nie die padkaart of die spieël nie. 'n Verhouding met Christus is die oplossing. En ons almal het vanoggend in die spieël gekyk, glo dit of nie. Ek ook. En ek weet iets van julle wat sê nee, vir al die manne, nee, ek het nie in die spieël gekyk nie. Jy moet ophou lieg. Elkeen van ons het in die spieël gekyk. Maar as daar iets fout is in die spieël, gaan jy nie die spieël verkwalik en blameer nie. Want die spieël weerkaats maar net dit wat regtig aan die gang is. En ek het hier getik, eina. Julle, ek moes hierdie week ek introspeksie doen. Spesifiek gister. Maar Romeine 7 vers 7 in die Nuwe Lewende Vertaling kom Paulus en hy skryf, dit was juist die wet wat my van sonde bewus gemaak het. Vers 8 staan daar, tog help hierdie kennis nie veel nie, want die wet maak dat die sonde 'n vaste plek in my lewe kry. In plaas daarvan dat die wet my keer om te sondig, maak dit my net bewus van my slegte begeertes. En laat my ook alles begeer wat deur die wet verbied word. Wie weet waarvan hierdie Paulus hier skryf. As die wet nie daar was nie, sou sonde glad nie 'n probleem gewees het nie. En my prentjie brein, wanneer ook al ek hierdie voorberei het, sien ek 'n spoedbolkie wat langs die pad staan. As daai spoedbolkie nie daar was nie, het ek nie 'n boete gekry nie. Maar die spoedbolkie was daar, en ek het nie geluister nie, en toe kry ek 'n boete. En dit is hoe die wet is. Die wet wys vir ons hoe om te leef. Want hy weet, wat is die beste vir my en vir jou. En dalk gebeur dit net met my. Maar as iemand vir my gewoonlik sê, Mike, jy moenie dit doen nie, dan wil ek gewoonlik dit doen. Ek weet van julle weet waarvan ek praat. Ek onthou die eerste keer wat ek in 'n museum was, toe ek 'n klein seentjie was, op skool, en daar was 'n bordjie wat gesê het, moenie vat nie.
Ek het gevat en ek het in moeilikheid gekom. Maar Romeine 7 vers 15 tot 16 gee vir my en vir jou hoop. Daar staan ek verstaan my eie doen en late glad nie. Want wat ek graag wil doen, laat ek na. Maar wat ek verafskie, juis dit doen ek. As ek het doen wat ek nie wil doen nie en my gewete kla my daaroor aan, erken ek self dat die wet goed is. Dit is die hoop wat vanoggend hier is en ek sluit af. Ons mag dalk volgende week voortgaan met hierdie 'n bietjie dieper gaan. Ek weet nog nie wat se Here se plan vir volgende week nie. Maar ek wil afsluit met hierdie en sê goeie nuus, ek en jy kan nie meer sonder God leef nie. Ons begin in 'n tyd in beweeg waar jy nie eers 'n tree kan gee as God nie saam met jou is nie. En veral voor sy koms, hoor my, as jy nie gaan vashou aan hom nie, gaan jy struikel. Hoor mooi, ons kan nie net op Sondag kerk toe kom en so vashou nie. Ons het nodig om dit elke dag te doen, elke dag tyd saam met hom te spandeer. Maar ek het vanoggend vir elkeen van ons goeie nuus. Hy sal ons nooit alleen los nie. Psalm 37 vers 4 in die English Standard Version staan daar: Delight yourself in the Lord, and He will give you the desires of your heart. Onthou het ek hierdie diens begin. Ek maak foute, ek is stikkend. Maar in hom is dit meer as oorwinnaar. Hierdie skrif sê, delight yourself in the Lord, and He will give you the desires of your heart. Ek sluit af. Goeie nuus, vind jou krag in hom en in hom alleen. Laat hom toe om jou storie te verander vir sy glorie. Geef vandag oor en laat hy werklik beheer vat van elke aspek van jou lewe. Ek het vanoggend juist so begin om 'n standpunt in te neem en 'n punt vas te maak by julle. Want die wêreld en die kerk het tot op 'n groot mate vir ons geleer, jy mag nie swak wees nie. Manne, Cowboys don't cry. Ek wil vir jou sê, dis die grootste leuen van die vyand wat in ons lewens aangekom het. Wys en leef met jou emosies, werk met dit, moenie dit wegsteek nie, want dit gaan moeilikheid veroorsaak. Die wêreld sê vir ons mag nie swak wees nie, maar die woord van God sê vir my en vir jou iets anders vanoggend. Goeie nuus, wanneer ek en jy swak is en ons het oorgegee, dan kan hy begin werk en doen wat hy vir jou wil, en dan kan sy wil geskied in jou lewe. Ek wil vir jou vra, so terwyl jy sommer so sit, kom ons bid saam. Terwyl jy oë gesluit is, wil ek sommer vra, as ek die boodskap en die feit dat ons harte wegbeweeg en ons verloor tune met die Here, en daai liedjie met jou hart gepraat het vanoggend om van vooraf te sê, Here, hier is ek. Hier is my hart. Neem beheer. Kom beskerm ons harte dat jy jou hand sal opsteek. En saam met my sal bely dat ons skuldig is en ons het wegbeweeg. Ons het tune verloor. So. Here Jesus, Vader, Seun en Heilige Gees, Here, hier telke hande opgegaan vanoggend. En Here, my hand is heel eerste op. Here, dat die omstandighede van die lewe kry ons baie keer so maklik dat ons kontak verloor, fokus verloor met U. Maar Here, dankie dat ons vandag hande kan vat en my swakke hand in U sterke hand kan sit en U kan vra, Vader, beskerm asseblief ons harte as 'n gemeente. Here, kom beskerm ons as kinders van God van al die valsheid en die donkerheid en die deceivement daar buite. En Here, mag ons by U voete bly. Net by U voete. Here, ek wil vanoggend kom en ek wil vra dat U ons as 'n gemeente se ore sal toemaak vir elke eksterne stem wat ons wil wegkry van U af.
Vader, Seun en Heilige Gees, ek wil bid dat U die gemeente se geestelike oë sal oopmaak om te sien dit wat U wil hê ons moet sien. Here, dat U ons geestelike ore sal oopmaak, dat ons sal hoor dit wat U wil hê ons moet hoor. En Here, dat die vyand nie met sy slinkse plannetjies, soos ons skrifkenners kan kom en ons fokus kom steel nie. Here, dankie dat ons vanoggend as 'n gemeente kan sê, ons is lief vir U. Ons is afhanklik van U. En Here, dankie dat ons vandag hier kan uitbeweeg met die wete dat ons is in U hand. Here, met die wete dat die woord die werklikheid en die waarheid is. Here, dankie dat ons vandag hier kan uitstap met die wete dat al is ek swak, wanneer ek in U hand is ek meer as oorwinnaar. Here, dankie dat ek vandag kan bid vir elke gemeentelid, vir elke besigheid, vir elke inkomste, vir elke persoon wat hierso sit, se gesondheid, se toekomsplanne. Here, ons beweeg in die laaste bietjie van 2025 in beweging. Here, daar's so